vir jou sê, ek dank die Here. As ek reg onthou het ek 2 of 3 spelfoute in my Bybel ontdek. Wie van julle het ook al spelfoute in julle Bybels gekry? Ek het hulle gemerk, maar ek vergeet elke keer waar hulle is, dan moet ek hulle nou weer gaan soek. Maar kan ek vir jou sê, spelfoute en al, is dit die beste boek wat jy kan lees? Is dit die boek van die lewe? Boek wat 'n verskil wil maak in jou lewe. So kom ons waardeer ons Bybelverklaring en as die nuwe pastoor kom, gaan ek hom verbied om die Bybelverklaring te gebruik. Hy moet sy eie goed uitdink. Wie sê amen? Is tyd vir vernuwing. Kom sê amen. Prys die Here, want jy gaan nie raak, dit weet ek ook. So as jy jou Bybel reg het, en ek sien die media is reg daarbo, dan sê ons vir mekaar, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek wil vanoggend jou help om te verstaan wat dit is om besonders te wees of wat dit is om gewaardeer te word. En wat dit beteken om waardevol te wees. Nou ek hoef nie te veel te probeer nie, maar ek is oortuig daarvan dat almal van ons het op een of ander stadium die belewenis van waardevolheid. Iewers sal iemand vir jou sê, in die week het ek ons verwer hier buitekant so geniet, want ek wil nie moet alleen skeffel bou nie, dan gaan bou ek nou skeffel saam, en dan kyk ek nou dat dit nou sterk genoeg is, want dit voel vir my, dis my verantwoordelikheid, hulle moenie seer kry nie, die skeffel moenie omval, of daar moenie iets verkeerd gebeur nie. En toe ek hier omstap, toe sien ek Josef verdien, jy weet, om in Egipte onderkoning te word. Nou, julle verstaan nou niks nie, nee. Praat nie van die Bybelse Josef nie. Praat van Josef wat ver vir buitekant. Jy weet, nou ons het nou nog 'n verwer gekry, sy naam is Frans. Nou, pastoor Frans, ek het amper gewonder, wat soek jy werk? Nee, dis nie pastoor Frans nie, dis net Frans. Nou Frans is besig om hierdie ringmuurtjies, al die sout en die goed, is te wonderlik. Het julle dit opgemerk, julle gesien het, of julle gekom het? Daar gebeur iets, halleluja. En die kerk wil iewers heen gaan en ons wil mooi wees. In my volgende lewe, in daai ander 70 jaar wat kom, wil ek graag in 'n Pinkstergemeente bedien. 'n gemeente wat kan sê amen. En 'n gemeente wat kan sê halleluja. Totdat dit so erg raak, laat iemand vir jou sê, nee, wag gou broer, bietjie minder, nee, goed. Maar ek is lief vir julle soos wat julle is. Want hoekom? Ek wil met jou praat oor onbeskryflik mens. Daardie een stukkie, julle het my vanoggend woordeloos gehad. Ek kon dit nie beskryf nie. Ek het nie geweet wat om te sê, hoe om dankie. Hierdie klomp kinderkerkkaartjies, die lied. Wow. My woord het net opgeraak. Magiese hart wat sy op die tafel kom sit. Dit vat net jou woorde weg. Jy weet nie hoe om te sê nie. Jeanette, rarig, jy het my woordelik. Dit was net onbeskryflik en dit is nog steeds onbeskryflik. En ek wil so graag vandag dit omdraai van my na jou toe. Ek wil so graag hê dat hierdie 70 jaar oud word, wat pastoor Frans Massyn vir my so mooi leer. Hy sê my, Johnny is net 'n nommer. Ek gaan hom verkeerd bewys. Is erger as 'n nommer.
Maar ek dink hy is besig om my verkeerd te bewys. Want hoekom? Daar's 'n onbeskryflikheid wanneer iemand iets doen en jy's sprakeloos, jy's woordeloos. Gewoonlik ken ons die negatiewe kant, ons ken die slegte kant, maar ek wil vir jou sê, kom ons oefen ons in die goeie kant. Kom ons oefen ons om so te wees dat mense na jou kyk en hulle sê, "Wow, is dit jy? Hoe het jy dit reg gekry?" En as jy dit kan snap, dan gaan ek jou vanoggend aan die hand vat, laat ek glo dis 'n verwagting wat in die kerk moet lewe, en wat daar in die kerk wel ook is dat hierdie lidmate wat maar net mense is, en mense wat net 'n lidmaat word, en dan is daar, wat gaan jy wees, wie gaan jy wees, hoe gaan jy dit reg kry? Kry jy dit reg, is jy goed genoeg of is jy nie goed genoeg nie? Hoor waaraan meet ons? Ons meet aan goed doen. En daarom as ek vir jou probeer sê, dat God het die mens gemaak om beter te maak, kan ons dit hardop saam met mekaar sê, God het die mens gemaak om beter te maak. Waar kom daai stuk teologie? En ek moet altyd so versigtig preek, want Dr. James en broer Dr. Martin, Dr. Frans, daar agter, jy weet, hulle is so wys in die Bybel, jy weet, en partykeer is ek bang om 'n ding te probeer, maar ek dink ek verstaan dit reg, dat God het jou goed gemaak, sodat jy goed kan doen. God het jou nie sleg gemaak, dat jy kan sleg doen nie. Hy wil hê jy moet beter maak. Wat jy mee besig is, moet vir 'n rede beter word. En alle mense is deel van hierdie God se skepping en van sy doel wat hy wil bereik. Want hoekom? God wil nie afstuur op 'n verloor of 'n uitmekaar of 'n stikkend nie. Hy wil afstuur op 'n suksesverhaal. Kan ek 'n amen kry? God wil hê dat dit fantasties moet wees. Dat het so wonderlik moet wees, dat almal sprakeloos is, dat dit onbeskryflik is. En dat jy net nie meer weet hoe om woorde by mekaar te krap om te sê, dit is mooi, dit is wonderlik, dit is fantasties. Jy hakkel oor jou woorde. Want so mooi en so goed is God. So fantasties is dit wat hy sy hand aan sit. Nou, vir daardie rede moet ek jou 'n storieetjie vertel wat uit die ruimte uitkom. Sunita Williams sou op 'n 8 dae ruimtetog gegaan het, wat uiteindelik omgedraai het in 9 maande in die ruimte. Die 9 maande se gewigloos wees het tot haar gesigvorm verander. Maar as jy kyk na en jy luister na Sunita Williams se storie, dan hou sy die rekord vir die persoon wat die langste in die ruimte, in daardie ruimtepakke rondgeloop het en buitekant was. Die stasie, die ruimtestasie is daar, dan gaan hulle uit om panele reg te maak of iets te doen of wat ook al. En sy hou die rekord, en as ek reg onthou is dit 62 uur en 6 minute. Sy hou die rekord vir om die langste in die ruimte te kon rondloop. Ek hier is nog net op die aarde. My hoogspring het my niks gehelp nie. Ek kom nie by 2 meter verby nie. Nie eers by 1 nie. Ek sukkel deesdae om oor 'n ou randsteentjie by die pad te klim as ek wil draf. Maar kan ek jou help om te verstaan? God het jou besonders gemaak. Hy wil hê dat jy iets moet kan regkry. En vir daardie rede het Sunita Williams 'n keuse gemaak en sy het gesê, ek kies om die ruimte ingeskiet te word met 'n ruimte of 'n vuurpyl, en ek beland daar in gewigloosheid. Ek is daar by die ruimtestasie en sy het gekies om dit te wees. Het jy nie ook gekies om 'n tikster te word nie? Het jy nie ook gekies om 'n werktuigkundige te word?
Het jy nie ook gekies om 'n onderwyser of 'n onderwyseres te word nie? Het jy dan nie ook gekies om 'n sakeman te wees of 'n sakevrou? My 2 kleinkinders kom ewe daar uitgestap met net sulke groot handsakke en hoë skoene gister. En hulle sê, oupa, kan jy net asseblief jou fiets 'n bietjie wegvat? En ek probeer snap. En ek hoor, dit gaan hulle is 2 sakevroue. En hulle moet nou besigheid gaan doen. Nou klim hulle in ouma se Figo. Nou sit hulle daar in die kar en dit word gebel. Skelm kyk ek hulle af. En hulle voel so suksesvol. Hulle kry iets reg. Die wenresepte van die toekoms. Die mens wat kan sê dat soos Jesus gekom het om alles beter te maak, moet ek ook beter maak. Slegter maak moet nie in my boek wees nie. Ek moet kan beter maak. Dis hoekom ek gemaak is. Dis hoekom ek in die oggend moet opstaan om beter te maak. En ek moet glo kort preek, maar Johan het vir my gesê die vleis gaan nog 'n oomblik vat. Ek dink so. Weet, nou wil ek hê gou jy moet vir my verstaan dat in hierdie Genesis storie as jy hom begin lees, Genesis 1 en Genesis 2, dan hoor jy 2 skepingsverhale. En nou moet jy bietjie probeer saam met my dink en nou nie aan die slaap raak nie, want dit is net Ou Testament, maar dit is fantastiese Ou Testament. En dit is dat Genesis 1 is eintlik die jonger of die meer onlangse storie, terwyl Genesis 2 die oorspronklike eerste storie was. En tipies mens het hulle gekom en hulle het gesê, maar as ons nou Genesis 2 se storie, as ons met hom begin, wat eintlik voor die ander een is, watter een dra nou meer gewig, en watter een is belangriker of meer reg, dan worstel hulle daarmee, dan sien ek, hulle wil net een ding reg kry, hulle wil dit beter maak. Hulle wil hier moet die begin beter verstaan. Jy moet verstaan, dat God het die hemel en die aarde gemaak in 6 dae, en hy het elke dag gesê, en dit was goed gewees, en toe hy die 6de dag, die 6de keer sê, dit is goed, toe sit hy nog 'n sinnetjie by, en hy sê, en dit was baie goed gewees. Dit was alles goed gewees. En toe vertel die eerste storie, wat nou die tweede storie geword het, vertel hy vir ons hierdie mooi storie. Hy sê, luister, hy sê, daar was nog geen struike in die veld op die aarde nie. Daar was geen plante van die veld, het nog nie uitgesprei nie. Want hoekom? Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. Nou hoop ek jy sal verstaan, dit moes toe eers reën, voordat daar 'n protea kan groei. Dit moet eers reën, voordat daar mielies kan wees. Dit moes eers reën. Jy weet, voordat daar vir my en vir jou 'n blikkie kondensmelk kan wees. Maar jy sal weet, kondensmelk kom nie van 'n boom af nie. Dit kom van getroue goeie lidmate af, wat hulle pastoor lief het. Kondensmelk is daardie wonderlike produk wat jy moet verstaan, laat iemand gaan winkel toe en hy gaan kyk so deur die rakke en dan kyk hy en dan sê, o, my pastoor, waar, jy is 'n kondensmelk, dis my pastoor se kondensmelk. Jy sien, wat het kort gekom? Al sou dit reën en al sou die plante uitsprei, was daar 'n mens nodig. Daar was nog geen mens nie. Maar God het die mens so besonders gemaak. Hy het die mens so uniek gemaak, dat hy besluit het, dat niks gaan met die mens kan kompeteer nie. En daarom,
as ek dit vir jou probeer sê, dat die mens het kort gekom, en daar was nie 'n mens wat die grond kon bewerk nie, dan kan jy uit Johannes 3 vers 16, as jy in die Griekse woorde gaan kyk, dan gebruik hy die woordjie kosmos, dan wil hy sê, dat so lief het God die wêreld, die kosmos gehad, dat hy sy seun gegee het, en dit is in hierdie rol speel, van wie is nodig, en wie moet daar wees, wat ek wil hê, jy moet vanoggend vir jouself weer sê, vir jouself sê, ek is nodig. As ek nie daar is nie, wie gaan? Hoe gaan die veld? Hoe gaan alles werk? Hoe gaan die lewe? Ek dink dit is NASA en die ruimtevaarders wat begin het om te sê, ons grense kan nog verder gaan. Is 'n mens wat sê, ons kan daar uitkom. Het jy bietjie begin om handdoek in te gooi, of moed te verloor? Dan wil ek vir jou vandag sê, God het jou gemaak om in staat te wees. God het jou gemaak om beter te maak. En ek wil my haas, want jy moet weet, dat 'n boom kan nie, 'n gras kan dit nie doen nie, riviere kan dit nie doen nie, berge kan dit nie doen nie, walvisse kan dit nie doen nie, ja, 'n leeu wat brul kan dit nie doen nie, maar 'n mens kan dit doen. Daarom is ek hierdie gedeelte so in jou hart wakker maak, dan kan jy teruggaan na Genesis 2, na die oorspronklike storie, dan sê hy, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. In Korintiërs, van die apostel Paulus, as hy skryf aan die Korintiër gemeente, dan sê hy, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. Nou wil ek hê, terwyl jy so wonderlik is, laat jy nooit sal vergeet wie jou eienaar is nie. Dat jy altyd sal onthou, jy is die skepsel en hy is die skepper, dat jy sal onthou, jy is die maaksel en hy is die maker. Dat jy sal verstaan, dat jy vir jouself gedurig deur sal herinner daaraan, dat as jy dit kan regkry, en is baie vermin van ons, dat jy eintlik maar net daardie pop is, wat so aan die touwtjies hang. En as God nie sy hand beweeg nie, gaan jy ook nie beweeg nie. Wat noem jy sy poppe? Marionette. Nee man, marionet meng nie klank. 'n marionet. So vat God jou. Jy kan nie eens jou knie optel, man, as God jou nie help nie. Jy kan nie eens 'n kilometer draf, as God jou nie help nie. Jy kan nie 'n koek bak, as God jou nie help nie. Jy kan ook nie skaap braai, Johan, as die Here jou nie help nie. Want God het jou gemaak. Hy het jou 'n lewende siel gemaak. En daarom is het my mooi, as ek na die psalms toe gaan, en ek sien hoe dat die psalmdigter kom, en hoe dat hy hierdie siel storie probeer snap en verstaan, en ek moet dit so vinnig doen, dat jy dit saam met my kan waardeer. Dan sê hy, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Ek vra vanoggend vir jou, wanneer laas het jy 'n ervaring gehad van jou siel, wat na God smag? Of sê ek nou goed wat jy sê, wag, hier moet ek 'n ontdekking maak, hier moet ek iets agterkom. Wat gebeur met my? Wanneer is my siel dan nou smagtend na God? Hy gaan verder, dan sê hy, my siel dors na God, na die lewende God, en wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hoor, hy praat van kerkbywoning. Hy sê, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hy sê, my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Het jy al mooi daaroor gedink, dat jy word elke dag uitgedaag oor waar is jou God? Elke dag is jy besig om te sê, dis God, dis my God. Hy het my gehelp. Hy
Hy het my deurgedra, hy het my in staat gestel. Ek was net die marionet en hy was die een wat my beweeg het. En dan wil ek vanoggend vir jou sê, dan wil ek dit doen en ek wil dit op myself en op u van toepassing maak, maar besonder op die rol wat 'n pastoor of 'n liturg of 'n diensleier speel. Hoor hoe mooi sê hy sê hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek dink daaraan. Ek beleef dit vanoggend. Ek sê, dankie Here vir Pleroma. Dankie vir elke lidmaat. Ja, maar pastoor, wat van daai ou wat jou so kwaad gemaak het? Nee, niemand my kwaad gemaak het. Ek beloof jou, niemand het my kwaad gemaak nie. Ek's baie keer hartseer gemaak. Verskriklik hartseer gemaak. Maar nie kwaad nie. Eintlik net 'n Heilige Gees treur oor dat die kerk dikwels verniel word. Dat daardie huis nie in orde is nie. En dit is as ek so mag spring na vers 12 toe, dan het ek geleer as hy sê, wat buig jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my hoop op God, want ek sal hom nog loof. Hy sê, die verlossing van my aangesig en my God. Nou, hierdie oorspronklike woordjie nefesh, en dit is die woordjie vir siel, né? Hy wil sê, wat is dan nou hierdie siel? Wat is jy? Wat is jy 'n siel? Jou siel moet gered word. Die siele, as hulle sê hoeveel mense was in 'n vliegtuigongeluk, dan sê hulle soveel siele. As hulle sê hoeveel mense, soveel siele. So ek wil hê jy moet weet, jy moet weer 'n slag gaan dink oor jou siel. Jy moet weer 'n bietjie gaan dink daaraan, en ek maar die Engelse ding daarin gooi, dat dit maak van jou 'n lewende wese. Dis eintlik lewe, dis eintlik jouself, dis daardie persoon wat jy is, dis daardie begeertes wat jy het, daardie passie, daardie verlange wat jy het, daardie behoeftes wat jy het, daardie totaalheid van jou menswees en selfs jou emosies. Het jy al gedink dat emosies is nie net hartseer nie? Maar het jy al gesien hoe lyk iemand wat vrolik in die Here is? Opgewonde? Maar ek wil vir jou sê, soms vra dit meer, en dit is blykbaar, hoe sê mens biologies bewys, dit vra baie meer spiere in jou gesig om te glimlag as om te frons. Ek weet nie of hulle reg is nie, maar ek moet vir u sê, 'n paar van ons moet bietjie ons glimlagspiere ontwikkel. Halleluja. Preach it, brother. Sê vir jouself. Jy moet jouself oefen om vriendelik te lyk. Halleluja. Ja, maar pastoor, ons lewe in moeilike, ernstige tye. Ja, ek weet, maar waaroor glimlag ek? Ek glimlag oor die Almagtige, die Ewige, die God van hemel en aarde wat my gemaak het, en hy het my besonders gemaak, hy het my vir 'n doel gemaak, hy het my gemaak om beter te kan maak. So jy is gemaak om beter te maak. As jy by 'n vertrek uitstap, dan moet dit beter wees. Weet julle hoe het geleer? Ek wens die kinders was nou. Ons het dit geleer, dat as jy uit jou skoolklaskamer uitstap, dan kyk jy nou eers terug, en ek doen dit tot vandag, toe ek kan net nie dit so in my, dan kyk jy eers of daar nie papier iewers onder 'n bank lê nie. En dan gaan tel jy hom op, dan gooi jy hom in die snippermandjie, en dan voel jy, nou is dit beter. Jou ma en pa vir jou gesê, jy moet die bad beter los as wat jy hom gekry het? Eina. Terg by vakansieoorde. Want ons dink mos almal ons kom net vuil los. Is my mooi as jy Amerika toe gaan, hoe dat hulle, as jy klaar geëet het, dan vrommel jy al jou goedjies bymekaar, maak jy jou eie tafel skoon. Maar hierso, wat doen ons? Nou die dag weer my vreeslik gepla. Ek kon Vrydag aan saam met die predikante se byeenkoms. Ek moes later smeek en sê, asseblief kan ek nie help opruim nie. Ons het so lekker geëet en gekuier en alles, maar ek kan julle nie los met hierdie klomp skorrelgoed nie. Jy sien, dis in ons, dis in jou om beter te maak.
En God wil hê dat jy daardie roete moet beweeg. En dis in hierdie selfbeeld of spieelbeeld wat ek wil hê jy moet weet, dat as jy kan begin onderskei wat God sien en wat jy sien, dat jy sal verstaan as Genesis 28 sê, dat God het hulle geseën. Sê gou vir die een langs jou, jy's geseënd. Ok, weet ons regtig wat ons sê? Jy's die geseënde van die Here. God het jou geseën. Ek dink as ek hierdie verjaarsdagkaartjie so kyk, dan is dit 'n seën wat ons kinders uitspreek. En hulle wil almal hê ek moet nie oud word nie, en weet ek moet lank lewe. Jy's geseënd met 'n gesonde, lang lewe. Want God is in beheer. Dis in hierdie en ek gaan afsluit of haastig maak om vir jou te sê, as ons weer verstaan hoe ons vrugbaar kan wees, vermeerder, hoe ons moet onderwerp en hoe ons moet optree. En as ons dink aan Psalm 8 wat sê, wat is die mens dat hy omdink? Die mensekind, hy het hom 'n weinig minder as 'n goddelike wese gemaak. Sê gou vir jouself weer, dis my Bybel. Dis wat ek lees. 'n weinig minder as 'n goddelike wese. As jou man nou weer met jou moeilikheid soek, dan sê jy vir hom, pas op, ek trek nou 'n goddelike wese ding op jou. En jy sien God sê net, laat dit wees, en dan is dit so. Nou, ek dink die meeste vrouens kry dit reg om die mans op hulle plekke te sit, maar daarom wil ek vanoggend vir jou sê, as ek praat van 'n goeie selfbeeld, as ek praat van jy's in God se plan, moet jy versigtig wees vir die ander kant. Moenie hoogmoedig word nie. Moenie meerwaardig wees nie. Moenie dink, omdat jy nou so wonderlik is, en God jou so groot in staat gestel het, dat dit jy is nie. En dis juist hoekom ek laasweek Biliam en Balak en die donkie se storie vir jou ingevleg het in die boodskap, dat jy dit duidelik kon verstaan het, dat as Moab en as die profeet Jeremia kom, en hy sê ons kon uit die trotsheid van Moab hoor, en ons kon sien hoe baie trots hy was, hoe hy gedink het hy self dit reg kry, en hy het selfs gedink dat hy God kan manipuleer, en dat hy hierdie heidense profeet kan sê wat hy moet sê, maar nee, God is meer as jy. Hy is soveel meer as jy. En daarmee kan ek jou vanoggend aan die hand vat, as jy dan versigtig is om te waak teen hoogmoed en wat beterweterigheid, en ek is die enigste een wat dit kan regkry, dan verstaan jy jou posisie in God se plan, en jy begryp weer dat jy net die ligdraer is van die een wat gesê het, laat daar lig wees. Dat ek laasweek vir jou gesê, hierdie lig is anders, dit is nie die maan en die son en die sterre nie. Dis God se lig. Dis 'n onbeskryflike lig. Dis 'n lig wat jy net nie kan in woorde vasvang nie. Want as daardie lig begin ophelder, as daardie lig begin skyn, dan gebeur die wonderlikste dinge. Die mooiste dinge wat daar kan wees. En daarom kan ek jou help om vanoggend aan die hand te vat en vir jou te sê dat so moet ons gemeente wees. 'n Gemeente is 'n lamp wat op 'n staander gesit word. En dit beteken, as die mense so verby beweeg, dan sien hulle lig. Hulle sê, daardie gemeente, hierdie gemeente.
En ek dink dit was so van pas gewees om saam met die ander predikante Vrydag aand te kuier en om te hoor wat beleef hulle in hulle dienste, in hulle gemeentes en wat gebeur in ons dorp en wat is. En ek wil vir jou sê, jy mag dit nooit vergeet nie, dat hierdie kerk, hierdie gemeente is 'n ligdraer van die lig. Ons moet mooi na onsself kyk en vir onsself vra, wat sien mense as hulle my raak sien? En ek het hard probeer, en ek wil dit nie terug laat val in waarin ons verval is, dat ons nie sal verstaan, dat ons 'n rol het om te speel, maar dat ons nie hoogmoedig of meerwaardig sal dink, ons is die enigste wat dit kan regkry nie, maar dat ons weer sal vir onsself en vir mekaar sê, ons moet 'n gemeente wees, waarvoor die dorp respek het. Ons het dit Vrydag aand gesê en ons het eintlik vir mekaar gesê, ons kom ooreen dat die kerk moet weer respek hê in die oë van die dorp. En dit beteken, hulle moet respek hê vir jou. Hulle moet jou raak sien. Hulle moet so kyk en sê, dis God se mens. Ek wil afsluit deur vir jou te sê, en nou dink ek moet teruggee vir jou, Jeanette, as ek reg onthou, né? O, ek kan nog sing, goed. Ja, dankie. Ja. Dan kan Sissa so lank vorentoe kom, né? Wat baat dit die mens as hy die hele wêreld wen, maar hy ly skade aan sy siel? En nou vanoggend kan ek hiermee volstaan en jou huis toe stuur. Jy het werk om te doen. Jy moet gaan stil sit, jy moet gaan dink. Gaan doen wat die psalmdigter gedoen het. Sê, Here, hierdie siel, hierdie lewendmakende siel, hierdie gees wat hier in my gesit het, is dit wat dit moet wees? Is ek wat ek moet wees? Kan ek beter wees? Pastoor Frans, knik jou kop en sê, ja Johnny, jy kan. Kan ek beter wees? Kan ek beter maak? Kan ek uitstap uit 'n gesprek of 'n kuier? Kan ons vandag as gemeente, as ons hier nou klaar geëet het, ek wil net vir julle die versekering gee, ek is oortuig daarvan, dat my broer Johan, wat nou groot sweetdruppels sweet daar buitekant, om daai skaapgaar te kry. En al die sweetdruppels wat al geval het in hierdie week, en ek wil sê, dis die mooiste programblaadjie wat ek dink in, ek wil amper sê in my lewe gesien het. Jy's gemaak om beter te maak. Michelle, dis mos wat jy doen as jy voor die kinders in die klas staan. En al maak hulle jou gek. Dan besef jy hou aan en aan en aan. Want jy moet dit beter maak. Jy moet dit reg kry om beter te wees. Oor hierdie losprys wil ek vir jou sê, moet dit nooit vergeet nie. Enigste manier om jou siel te wen is om absoluut lief te hê. Om so lief te hê dat die grootste kwaad en die grootste onreg en die grootste stikkend en die grootste verkeerd nie meer word as jou liefde nie. En ek wil vir u as 'n gemeente sê, raak maar weer lief vir die werk van die Here. Bly lief vir God se saak.
besef, as jy vandag saam met my kies, dan word ons eintlik 'n onbeskryflike mens. Kyk ek jou so, dan sê ek is woordeloos. Wat jy nou gedoen het, Sunita Williams, 62 uur en 6 minute in die ruimte rondgeloop en sy kom nog so waar huis toe. En sy lyk heel anderster, maar sy is nie anderster nie, want sy is net sy. 8 dae wat 9 maande in die ruimte word, het nie Sunita verander nie. Sy is nog steeds net Sunita. Alles wat deur jy is, het probeer om jou te verander, maar jy's nog net jy. En hoe moet jy wees? 'n beter maak. Iemand wat gesond is en met wie se siel dit goed gaan. So vanoggend wil ek vir jou sê, al wat kort kom, is 'n mens. Is 'n mens in wie God sy gees so ingeblaas het. En 'n mens wat net sê, Here, ek weet nie hoe het ek by 70 aangekom nie, en ek weet nie hoe gaan ek by 80 uitkom nie. En ek weet nie hoe het ek, wat is nou 33 jaar in hierdie gemeente uitgehou nie. Maar Here het dit moontlik gemaak. Jy was 'n instrument van God, wat vir my en Margaret, vir Kobus en vir Hugo, en ook vir my skoondogters en my kleinkinders, dit moontlik gemaak het. So wat kan ek doen? As ek jou moet beskryf, kry ek dit nie reg nie. Ek moet net sê, jy's awesome. Maar is nie 'n goeie woord nie. Ek wil graag sê, ek waardeer jou en dankie vir wat jy gedoen het. Dankie vir wat jy laat gebeur het. Dankie vir elke keer as jy in die kerk gesit het en ek nie vir 'n leë bank hoef te preek en kerk te hou nie. Dankie vir elke keer dat jy opgedaag het. Dankie vir elke trappie wat jy geklim het, dikwels met pyn, en as ek dink hoe dat Tannie Estie, jy weet, by daai ou trappies kom, en dan vat sy daai handreelingkie so vas, en dan haal sy eers diep asem, en dan help iemand so bietjie, en dan sit sy die eerste voet op haar eerste trappie, en dan sit sy die tweede voet op 'n tweede trappie, en dan hoor ek vir oom Willie Silver, en ek kan vir jou ure lank besig hou met onbeskryflike mense. As hy oom Willie sê vir oom Willie, jy was nou 3 weke nie in die kerk nie, wat is nou? Sê hy vir my, pastorie trappies. Hy sê, en ek weier om met 'n keer die kerk toe te kom. O, prys God. Prys God vir sy gemeente, sy mense. Onbeskryflik. Jy's onbeskryflik. Jy het my asem weggeslaan. En ek dank God dat hy jou gemaak het. Nou durf jy nie omdraai en vir 'n ander gemeente iets sleg gaan sê nie. Of vir 'n ander gemeentelid kritiseer nie. Want God het hom of haar onbeskryflik gemaak. Kom ons bid saam. Vader, vervul ons met die gees van u waarheid. En Here, dankie dat ons vanoggend verseker elkeen wil sê, elkeen van ons wil sê, Here, ek gaan dit beter maak. Here, ek gaan iets doen wat hulle gaan verras. Ek gaan so 'n mens wees dat dit nie slegter word nie, maar dat dit beter word.
En Here, baie dankie dat ek uit u woord kon leer. Dis deur u asem, dis u Gees, dis die Heilige Gees in my en deur my tot eer van u. En daarom wil ek bid, Here, dat ons as 'n Pinkstergemeente, 'n Pinkster nalatenskap sal opbou van manne en vroue wat wandel deur die Gees. Mense wat met groot oortuiging kan staan en sê, die Here is God en hy regeer en hy is in ons hart en ons lewens. Ek wil bid, Here, dat wanneer ons hierdie dag verder voer, verskillende ander dinge gaan beleef, dat ons waardering vir u saak en vir wat u vir ons gedoen het, net groter en groter en meer sal word, en dat ons nooit sal vergeet dat u het die asem van die lewe in ons geblaas. En in elkeen van ons. Ek bid dit alles en daarom wil ek bid dat u in elke hart waarde sal werk. Bid ek in Jesus se naam. Amen en amen.